Geliefdes, uit die woord van die Here lees ons uit Numeri, hoofstuk 11. Dit is die geskiedenis van die volk wat begin opstandig raak in die woestyn en ook vir Moses daarvan beskuldig het dat hy hulle uit Egipte gelei het waar hulle eintlik baie lekker kon lewe, maar hulle het vergeet dat hulle slawe was daar en dat hulle nou baie lus is vir vleis. En dan lees ons die geskiedenis van Numeri 11 van vers 10 af. Numeri 11 by vers 10. Moses het die volk hoor kla, elke familie by die ingang van sy tent. Die Here het hieroor baie kwaad geword. En dit was ook verkeerd in Moses se oë. Moses sê toe vir die Here: "Waarom behandel U my so sleg? Waarom is U my nie goedgesind nie, dat U die verantwoordelikheid vir hierdie hele volk op my gelaai het? Het ek dan swanger geword en hierdie hele volk in die wêreld gebring, dat U vir my sê, dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser met 'n suigeling doen, en bring hulle na die land toe wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het? Waar sal ek die vleis vandaan haal om aan hierdie hele volk te gee, hulle wat by my kla en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet? Ek sien nie langer kans om hierdie hele volk alleen te dra nie, want dit is te swaar vir my. As U so met my wil maak, kan U my gerus maar om die lewe bring, as U my goedgesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie." Die Here het vir Moses gesê: "Bring vir my 70 van Israel se leiers, mense van wie jy weet dat hulle leiers en amptdraers van die volk is. Neem hulle na die tent van ontmoeting toe en laat hulle daar by jou staan. Ek sal dan afkom en daar met jou praat. En ek sal van die gees wat op jou is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelikheid vir hierdie volk dra, sodat jy nie alleen dit hoef te doen nie. Die volk moet jy sê, reinig julle vir môreoggend, dan sal julle vleis eet." Die Here het gehoor hoe hulle kla en sê: "As ons tog net vleis gehad het om te eet, in Egipte was dit vir ons goed. Die Here sal vir julle vleis gee en julle sal eet. Julle sal nie net 1 dag of 2 of 5 of 10 of 20 dae eet nie, maar 'n hele maand lank, totdat julle daarvan naar word en daarvan walg, omdat julle die Here wat by julle is getart het en hom verwyd het met die woorde: waarom is ons tog uit Egipte weg?" Moses het toe gesê: "Hier is ek tussen 600,000 mense, almal te voet, en U sê, U sal vir hulle vleis gee, sodat hulle 'n hele maand lank daarvan kan eet. Sal daar genoeg skape en beeste vir hulle geslag kan word? Sal hulle genoeg hê as al die vis in die see vir hulle gevang word?" Maar die Here het vir Moses gesê: "Dink jy ek het nie die mag nie? Jy sal nou self sien of my woord bewaarheid word of nie." Moses het vir die volk gaan vertel wat die Here gesê het. Hy het 70 leiers van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. Die Here het toe in die wolk afgekom, met Moses gepraat en 'n deel van die gees wat op Moses was, op die 70 laat kom. Toe die gees op hulle kom, het hulle as profete begin optree, maar daarna nie meer nie. 2 van die manne onder die wat opgeskryf was, het nie na die tent toe uitgegaan nie, maar het in die kamp agtergebly. Die een se naam was Eldad en die ander se Medad. Terwyl die gees op hulle gerus het, het hulle in die kamp as profete opgetree. 'n Jong man het toe gehardloop en vir Moses gaan vertel: "Eldad en Medad tree as profete op in die kamp." Joshua seun van Nun, van jongs af Moses se assistent, het gesê:
laat hulle tog ophou, meneer. Maar Moses sê vir hom, bekommer jy jou oor my posisie? Ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was en dat hy sy gees op almal mag lê. Daarna het Moses en die leiers na die kamp toe teruggegaan. Die Here het toe 'n wind gestuur en dit het kwartels van die see se kant af aangebring en hulle rondom die kamp laat val, omtrent 'n dagreis ver na alle kante toe en omtrent 1 meter diep op die grond. Die volk het daar die hele dag en die hele nag en ook die volgende dag uitgegaan en kwartels bymekaar gemaak. Elkeen minstens 1 ton vleis bymekaar gemaak en dit rondom die kamp oopgegooi. Die vleis was nog tussen hulle tande. Hulle het nog nie begin kou nie. Toe ontvlam die toorn van die Here teen die volk. Hy het baie van hulle om die lewe gebring. Hulle het die plek Kibrot Ta'ava genoem, omdat hulle die gulsige mense daar begrawe het. Van Kibrot Ta'ava af het die volk na Gaserot toe weggetrek en daar gebly. Geliefdes, ons teksvers is vers 17. En ek sal dan afkom en daar met jou praat en ek sal van die gees wat op jou is op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelikheid vir die volk dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie. En dan vers 29, ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was, en dat hy sy gees op almal mag lê. Waarmee saam lees ons Sondag 20 van die Heidelbergse Katekismus. Wat glo jy van die Heilige Gees? Ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly. Geliefdes in die Here, ons vier vandag Pinkster, die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees. En verskillende mense het verskillende verwagtings van Pinkster. Aan die een kant is daar die Pinkster of die charismatiese groepe wat wil hê dat daar iets buitengewoon en dramaties sal gebeur. Hulle bid vir sogenaamde herlewing en allerhande buitengewone dinge, veral in hierdie Pinkstertyd. Hulle bid selfs dat die Heilige Gees opnuut weer uitgestort sal word, wat tog onmoontlik is. En as daar dan nie iets gebeur nie, dan is hulle teleurgesteld, of hulle sorg dan self dat daar iets sogenaamd gebeur. Maar geliefdes, ons het nie nog 'n uitstorting van die Heilige Gees nodig nie. Nee, die Heilige Gees is klaar, eenmalig, oorvloedig oor die kerk uitgestort. Nee, ons het eerder mense nodig wat hulle deur die Gees laat lei. Mense wat gedurig onder leiding van die Heilige Gees vra, wat wil God hê, moet ek doen? Aan die ander kant is daar weer die mense wat die uitstorting van die Heilige Gees net heeltemal ignoreer. Hulle het toegelaat dat die geesdrywers hierdie valse beeld laat posvat, dat die Heilige Gees mense allerhande buitengewone en uitspattige dinge laat doen, soos om agteroor te val of op die grond te lê en ruk, of onbedaarlik aan die lag te gaan, of wat ook al. En hulle wil niks met so sirkus te doen hê nie. Daarom ignoreer hulle liewer gesprekke en geleenthede waar die Heilige Gees ter sprake kom. Maar wat leer God se woord hieroor? Wat is dan die siening wat ons hieroor behoort te hê? Geliefdes, hoewel die Heilige Gees van ewigheid af daar was, is hy eers 10 dae na Jesus se hemelvaart uitgestort.
En dit is merkwaardig hoe God se groot heilsmomente in Jesus se tyd aangesluit het by die Ou Testamentiese feeste. Jesus het byvoorbeeld die nagmaal ingestel tydens die Ou Testamentiese Pasga of Paasfees. Hy is ook tydens die Paasfees gekruisig. 40 dae na sy opstanding het hy opgevaar na die hemel en 10 dae later is die Heilige Gees tydens die Ou Testamentiese Pinksterfees uitgestort. Dit is ook die fees van die weke genoem, omdat dit 7 weke na die Paasfees gevier is. Die Ou Testamentiese Pinksterfees is 50 dae na die Pasga of die Paasfees gevier en dit was 'n oesfees. Dit is waar Pinkster se naam ook vandaan kom. Pinkster beteken 50 en dit verwys na die 50 dae tussen Paasfees en Pinkster. En tydens hierdie Pinksterfees is die eerste opbrengs van die oes aan God gewy om vir hom dankie te sê vir die res van die oes wat nog op die land gestaan het. Juist tydens hierdie fees het God sy Gees uitgestort op sy kerk. In die tyd van die Ou Testament was die Heilige Gees nog nie oor die kerk uitgestort nie. Die Heilige Gees het wel bestaan, hy is immers van ewigheid af tot ewigheid God, en hy het wel in enkele mense gewerk, soos byvoorbeeld in Moses, of in konings, of profete, en soms ook net tydelik, soos om 'n spesifieke taak af te handel. Moses het hieroor in ons teks uitgeroep, ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was, en dat hy sy Gees op almal mag lê. Ja, iemand wat vol is van die Heilige Gees wil graag hê dat almal rondom hom of haar ook vol van die Gees sal wees. En dit is dan interessant dat die eerste ding wat hierdie 70 manne doen, wat dan ook die Gees ontvang in Moses se tyd, hulle begin profeteer. En profeteer beteken, jy verkondig, so sê die Here. So hulle word woordverkondigers. Joël het ook hieroor geprofeteer, dat daar 'n tyd sou kom, dat die Gees op alle gelowiges sou rus. Lees in Joël 2 vers 28, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, die woord verkondig. Julle ou mense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien. En dit is iets geweldig ingrypend wat Moses na verlang het, en waarvan Joël geprofeteer het. God se Gees gaan op alle gelowiges kom. Net soos wat Moses gevra het, dat dit sou gebeur. Die werking van God se Gees sal nou nie meer tot sekeres beperk wees nie, maar gaan uitgebrei word tot alle gelowiges. En dit moes vir die gelowiges van die Ou Testament ongelooflik wonderlik geklink het. Want dit het daarop uitgeloop dat elke gelowige nou 'n priester en 'n profeet en 'n koning sou wees. En daarom brei Joël breedvoerig hieroor uit. Hy sê daar gaan 'n tyd kom dat God sy Gees op almal gaan lê, as profeet optree, drome droom en visioene sien, was die teken in die Ou Testament dat God se Gees op iemand was. As profeet optree, drome droom en visioene sien, was dus eintlik 3 maniere om dieselfde ding te sê, naamlik dat God se Gees op iemand is. Wanneer die Heilige Gees dan wel oor die kerk uitgestort word op Pinkster, 10 dae na Jesus se hemelvaart, en almal dink dat die mense wat die Gees ontvang het dronk is, dan sê Petrus, hierdie mense is nie dronk nie, soos julle dink nie, want dit is maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het.
En dan haal hy die gedeelte, hierdie profesie uit Joël aan. Petrus verwys na Joël se profesie en dan sê hy, hier word Joël se profesie vandag vervul. Dis waaroor Joël geprofeteer het. Dit gebeur vandag. God se gees is uitgestort en sal van nou af aan alle gelowiges werk en nie net in 'n uitgesoekte paar nie. Pinkster lei dis 'n tyd in waarin God se gees op almal kom, alle gelowiges. Dis nie 'n tyd waarin God nou weer, soos in die Ou Testament, deur middel van drome en visioene openbarings gaan gee nie. Maar dit lei 'n tyd in waarin alle gelowiges nou onder leiding van God se gees toegang het tot die openbaring van God in sy woord. God se gees sal nou werk in mans, vrouens en kinders, belangrik en onbelangrik. Dit bring ons by die vraag, wie is die Heilige Gees en wat doen hy? Oor wie hy is en oor wat hy doen, loop die paaie taamlik uiteen, veral tussen gereformeerdes en dwaalgroepe. Wie is die Heilige Gees? Hy is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Met ander woorde, hy is saam met die Vader en die Seun, die drie-enige God. Hy is self ook God, net soos wat die Vader God is, en net soos wat die Seun God is. As ons dan sê, die Heilige Gees is 'n persoon, bedoel ons natuurlik nie dat hy 'n mens is nie. Nee, hy is God, hy is Gees, maar ons bedoel hy is 'n persoonlikheid, 'n iemand, nie 'n iets nie. Hy is nie bloot net 'n krag wat van God uitgaan, soos wat die Jehovah's getuies byvoorbeeld leer nie. Nee, hy is 'n geestelike persoon wat besluite kan neem, wat in mense kan woon en werk. In die katekismus bely ons, hy, let wel hy, want hy's 'n persoon, en nie dit nie. Hy is saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Maar wat doen die Heilige Gees? Ons weet dat die Vader alles gemaak het, dat hy alles nog onderhou, en dat hy vir ons lief is, elke dag vir ons sorg. Ons weet dat die Seun, Jesus Christus, mens geword het, dat hy vir ons sondes gesterf het, dat hy die sonde en die dood vir ons oorwin het, deur op te staan uit die dood, dat hy opgevaar het na die hemel, en dat hy nou aan die regterhand van die Vader sit, en vir ons pleit by die Vader. Hy is ons verlosser, en hy kom weer. Maar God, die Heilige Gees, wat doen hy? Wat is die werk van die Gees in gelowiges? Geliefdes, die heel belangrikste taak van die Heilige Gees is om 'n nuwe mens van my te maak. Hy maak my nuut deur geloof in my te werk. Sonder die werking van God se Gees kan ek nie glo nie. Sonder die werking van God se Gees in my is ek dood in my sonde. Hy maak my lewend in die geloof. Ons kan die werk van die Heilige Gees in ons met die volgende beeld voorstel. 'n man loop langs die rivier van sonde. Dit lyk vir hom so lekker in daardie rivier dat hy self inspring. Al weet hy dat dit lewensgevaarlik is. God die Vader wil hom red uit hierdie gevaarlike rivier waaruit hy nie self kan klim nie. Daarom gooi God na hom 'n reddingstou, Jesus Christus. Maar al weet hierdie man dat hierdie rivier van sonde sy dood gaan beteken, is dit nogtans vir hom so lekker in die sonde, dat hy nie die tou wil gryp nie. Daarom stuur God iemand anders om die tou aan hom te gaan vasmaak. So word hy gered deur God wat hom uit die rivier trek.
Die iemand wat die tou van redding aan ons kom vasmaak, is natuurlik die Heilige Gees. Hy wek die ware geloof in ons. Hy maak ons lewend in die geloof, want ons is dood in ons sonde. Hy skenk dit aan ons. Hy lei ons om nie te lewe. Hy gee vir ons insig in God se woord. Hy maak van ons almal uitdraers van die woord. So die Heilige Gees bind hierdie tou van redding aan my vas. En dit is net genade. Geen toedoen van my kant af nie. En hy doen dit deur die verkondiging van die woord. Daarom laat hy die woord aan my verkondig. Oortuig hy my dat hierdie woord die waarheid is. Lei hy my om hierdie woord te glo as die enigste weg tot saligheid. Gees werk dus deur die woord. Dis die manier wat hy self gekies het om te gebruik om mense tot geloof te bring en hulle nuut te maak. Liefdes, dit is belangrik dat ons sal insien dat ons verlossing uit twee dele of twee fases bestaan. God red ons deur Christus sonder enige verdienste van ons kant en hy maak ons nuut deur sy Gees sodat die dankbaarheid sal straal uit alles wat ons doen. As mens net aan die redding vashou, maar nie ook aan die vernuwende werk van die Heilige Gees in jou nie, dan is jy soos 'n vrugteboom wat geen vrugte dra nie, soos 'n wolk wat geen reën bring nie, 'n leë blik sonder inhoud wat net kan raas. Maar as jy dit verkondig, verkondig jy dan nie verlossing deur jou eie goeie werke nie. Nee, dit is nie werke om iets mee te verdien nie. Dis werke van dankbaarheid, die werke van geloof, die vrug van geloof, soos Paulus, Jakobus en Jesus dit aan ons verkondig het. Aan die ander kant, as jy net aan die vernuwing deur die Gees vashou, en jy vergeet dat jy sonder enige verdienste uit genade deur Christus alleen gered word, dan sal jy allerhande dinge probeer doen om gered te word. Dis weer die fout wat baie charismate maak. Jy moet in tale kan praat, of enige ander buitengewone ervaring of gehad het, of enige wonder kan doen, anders is jy maar 'n tweede klas gelowige. Jy moet 'n buitengewone ervaring gehad het, anders is jy nog nie wedergebore nie. Jy moet in ekstra openbarings glo, want God se woord is nie volledig of genoegsaam nie. En as 'n engel of Jesus self al aan jou verskyn het, dan is dit soveel te beter, beweer sommige van hierdie mense. Geliefdes, die dodelike kiem van werkheiligheid en selfverlossing sit in hierdie soort teologie. Jy het Christus se redding plus nog iets anders van jou kant af nodig om gered te word. Christus plus buitengewone ervarings of dade van jou kant. Hierteenoor is die gereformeerde teologie Bybels en gebalanseerd. Christus red my uit genade en hy maak my nuut deur sy Gees. Net Christus kan my red, kan dit nie self doen nie. Net die Heilige Gees kan van my 'n nuwe mens maak, kan dit nie self doen nie. Dit is waar die rykdom van die gereformeerde teologie lê. Kom ons sorg dan dat ons belydenis nie net 'n mooi teorie bly nie, deur dit werklikheid te maak. Hoe? Deur elke dag soos 'n dankbare, gehoorsame, nuutgemaakte mens te lewe. Die vrug van die Gees is nie allerhande uitspattige dinge nie, maar dinge soos liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid,
getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En die gereformeerde teologie erken en brei uit daarop dat hierdie nie aangebore eienskappe is nie, dat dit nie iets is waartoe ek self kan kom nie, net die Gees, net God se Heilige Gees kan dit in my gee. Die Heilige Gees lei my om God beter te leer ken deur sy woord. Hy gee vir my die insig in sy woord. En die gereformeerde teologie erken ook dit. As die Gees nie in jou werk nie, kan jy nie die woord verstaan nie. Deur die geloof wat hy in my wek, laat hy my deel kry aan die verlossing wat Jesus bewerk het. Hy troos my deur my te verseker en my te laat glo dat ek reeds deel het aan die ewige lewe, omdat Christus ten volle vir al my sondes betaal het. Hy troos my omdat hy my laat besef, niks of niemand kan my van die liefde van God skei nie. Hy troos my deur my telkens daaraan ook te herinner dat hy ook aan my gegee is en dat hy altyd by my sal bly. Geliefdes, elkeen wat in Jesus Christus glo, het al reeds die Heilige Gees ontvang. Want sonder die werking van die Heilige Gees in jou, is dit tog onmoontlik om werklik te glo. Daar hoef nie iets spesiaals of buitengewoon met jou te gebeur nie. As jy die Heilige Gees in jou het, as jy glo, dan het jy die Heilige Gees in jou. Omdat hy vir my 'n nuwe mens maak wat glo dat ek verlos is en reeds deel het aan die ewige lewe, maak hy ook van my 'n dankbare mens. En 'n dankbare mens is iemand wat besef deur God se genade, deur Jesus se verlossing en deur die vernuwing van die Gees, het ek deel aan die nuwe lewe van God bo alles lief hê en my naaste soos myself. Jesus sê in Handelinge 1 vers 8 vir sy disippels, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Jesus sê, julle sal krag ontvang, wat sal julle doen? Julle sal uitdraers van die woord word. Net soos wat die mense in Moses se tyd, daai 70 manne, toe hulle die Heilige Gees ontvang het, hulle die woord begin verkondig. In Handelinge 2 lees ons dan hoe die Heilige Gees uitgestort word, en dan is die eerste ding wat die disippels doen, juis dit, hulle is getuies van Jesus. Hulle verkondig sy evangelie met krag. Die bang verwese groepie disippels net na Jesus se hemelvaart word kragtige verkondigers van sy evangelie. Al was hulle maar eenvoudige en ongeleerde mense, word hulle onder leiding van die Heilige Gees doeltreffende evangelie verkondigers. En onder leiding van die Gees word hulle gehoorsaam aan Jesus Christus se groot opdrag in Matteus 28, wat hy net voor sy hemelvaart gegee het. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Daarom, geliefdes, wees toegewyd aan die Here. Wees lief vir hom, dien hom, volg hom, gehoorsaam hom, wag op hom en doen veral moeite om hom te leer ken soos hy hom aan ons in sy woord openbaar. Laat hy elke dag deur die Heilige Gees lei. Verkondig hom as die enigste verlosser en getuig van sy liefde en genade met die manier waarop u lewe.
U is immers elkeen ook gedoop. Die troos van elke doopouer en van elke gedoopte is, dat ons en ons kinders die teken ontvang het, dat die Heilige Gees net so seker in ons wil woon en werk, as wat ons die teken van die doop ontvang het. Kom ons leef dan soos dankbare mense, dat ons deur die werking van die Gees in ons behoort te wees. In die gesin, in die huwelik, in die wijk, in die gemeente, by die werk, in die skool, oral. Deur soos dankbare mense te leef, bewys ons immers ons dankbaarheid aan die Here vir sy groot genade. Mag die Gees self ons elkeen daartoe help. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vandag Pinkster kan vier. Dit kan herdenk dat U 2000 jaar gelede U Heilige Gees in 'n ryk en in 'n vol mate oor die kerk uitgestort het. Ja, ons dankie vir die werking van die Heilige Gees in ons. Dat hy ons wat dood was in ons sondes, lewend gemaak het in die geloof. Ja, dat U ons deur die Gees lei om die woord te ondersoek, sodat ons ook self U woord kan uitdra. Gee vir ons insig deur U Gees in ons, sodat ons die woord kan verstaan. Maak ons vol van die Gees, sodat ons elke dag ook die vrug van die Gees in ons lewens sal vertoon. Ons vra dit alles om Jesus Christus ontwil. Amen. Liefdes, ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig. Liefdes, in Handelinge 2 lees mens die geskiedenis van die uitstorting van die Heilige Gees. Skrifberuiming 13 is die beruiming daarvan. Ons sing die eerste 5 verse van Skrifberuiming 13. In vers 3: Toe was dit op die dag van fees, dat hulle vervul is met die Gees. In loftaal het hulle uitgebreek, net soos die Gees dit uit laat spreek. Skrifberuiming 13, die eerste 5 verse. Oh
genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees self is met u en bly met u. Amen.